En nou nog 'n radikaler stelling. Die een volg op die ander. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hierdie is een van die mees aanstootlike stellings vir die hedendaagse Christendom. Goed, kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U het Uself deur U woord openbaar en ons die wonderlike voorreg gegee om daaruit te put, nuwe en ou skatte daaruit te haal. En ons dank U daarvoor, ons dank U vir hierdie pragtige getuienis wat ons vandag hier onder mekaar kan deel. En ons dank U ook vir die vrymoedigheid en die werk van die Heilige Gees in die apostels in die vroeë kerk. Ons bid dat U ons sal seën in ons eie omstandighede, ook met dieselfde vrymoedigheid, ook met dieselfde vervulling van die Heilige Gees. En mag ons Here Jesus Christus in dit wat ons vanaand hier onder mekaar deel, mag sy naam verheerlik word. As 'n getuie vir die hele aarde, vir die hele wêreld, dat daar deur geen ander naam enige redding is nie. Ons vra dit in daardie selfde naam. Amen. So ons het gekom tot aan die einde van die 3de hoofstuk. En die 3de hoofstuk het die gebeure in die tempelverhaal waar die apostels Johannes en Petrus, waar hulle 'n krepelgebore man genees het. Die man was, wil ek amper sê, was 'n staande of 'n sittende verskynsel in die tempel gewees. Hy het maar altyd daar gesit en bedel, almal het van hom geweet. En hier is hy na 40 jaar of wat, is hy nou weer op sy bene en hy hardloop deur die tempel en dit trek baie aandag en almal kom nader en die apostel Petrus, hy gebruik die geleentheid om aan hulle die Here Jesus te verkondig en ook die genade wat daar net in hom is. En dit het baie opspraak en dit verwek. So ons begin by hoofstuk 4, die eerste vers. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle al voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel,
As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Ek dink ons gaan vandag net daar die eerste 12 verse behandel. So, 'n bietjie algemene opmerkings ook uit die Bybel uit voor ons begin. Wat ons hier sien gebeur is dan die begin van die vervolging. Alles was nou baie wonderlik tot dusver. Daar het 3000 mense op die eerste dag die woord geglo en is toegevoeg sommer tot daardie eerste gemeente. Ons het ietsie gesien van die eerste gemeente, hoe hulle vir mekaar omgegee het, hoe die apostels die woord verkondig het, hoe hulle volhard het in die gebede en so meer. En daardie uitbreiding na die tempelgemeenskap was eintlik 'n logiese gevolg, want dit was daar waar die volk by mekaar gekom het. En die Here Jesus Christus het ook by meer as een geleentheid self in die tempel geleer. Ons het al gepraat hoe 'n uitgebreide groot kompleks dit was, en dikwels was daar rabbies wat dinge geleer het, en dan is daar 'n groepie wat hier by hulle is en 'n groepie wat by hulle is. Het was so groot plek gewees. Maar hierdie geleentheid het 'n reaksie uitgelok, en iemand het kennis geneem van wat hulle leer. Hulle het die naam van die Here Jesus Christus verkondig, en hulle het ook geleer dat die opstanding van die dode, dat dit 'n werklikheid is. So, die Here Jesus Christus het in Johannes 15, het hy al reeds vir sy disippels gesê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En dan voeg hy daarby, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. So, hierdie radikale skeiding en hierdie magstryd wat daar is tussen die koninkryk van Christus en die koninkryk van die wêreld, Satan, dit begin nou na vore kom. So, wie is dit wat op hulle afkom? Dit is die priesters. Hulle was die mense wat daar in die tempel hulle werk gedoen het, hulle dienswerk gedoen het, maar ook die hoofman van die tempel. Die hoofman van die tempel was iets van, kan ons sê, die tempelpolisie. Hy was iemand wat sorg dat alles ordelik verloop, en hy het sekere amptenare gehad wat aan hom toebedeel is. Met ander woorde, hy het 'n uitklein polisie mag gehad, wat daar sorg dat alles in die tempel regloop. Dit was ook daardie mense wat gebruik was destyds om die Here Jesus Christus in die tuin van Getsemane te arresteer. So, dis eintlik die hoofkonstabel van die tempel. En die Sadduseërs het op hulle afgekom, en ons moet 'n bietjie stil staan by die Sadduseërs. Dis nie die Fariseërs hier nie, dis die Sadduseërs. Die Sadduseërs was eintlik die toonaangewende elite onder die destydse
Joodse bevolking. Hulle het die touwtjies getrek. Hulle was kan ons sê, die aristokrasie onder die Jode. En hulle het 'n paar dinge gehad wat eie was aan hulle in die opsig, dat hulle nie baie waarde geheg het aan die dele van die Ou Testament wat nie die boeke van Moses was nie. Die Fariseërs het die profete en die psalms en daardie goed ernstig opgeneem, maar die Sadduseërs sê net die boeke van Moses. En dan het daar 'n paar keer meningsverskille natuurlik nou ontstaan, want ek meen daar's soveel rykdom, soveel openbaring opgesluit in die profete en in die psalms en so meer, en baie waarheid. Onder andere natuurlik ook die leer van die opstanding, soos ons byvoorbeeld in Daniël sien, wat alreeds in die Ou Testament verkondig is. So hulle het gesê, net die boeke van Moses. En die Here Jesus was op 'n stadium 'n argument met hulle daaroor, waar daar ook oor die opstanding gepraat is, en die Here Jesus toe vir hulle uit die boeke van Moses uit aanhaal, die gedeelte uit Genesis uit, waar daar gesê word, waar die Here homself bekendstel as die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, en toe vra die Here Jesus hulle, maar Abraham, Isak en Jakob is mos dan nog lewend. Hulle moes dan nog na hulle dood gelewe het, want God is nie 'n God van dooies nie, hy is 'n God van lewendes. So daai ding loop, en ons sal nou in die boek Handelinge sal ons vorentoe hierdie saak weer eens na vore sien kom. Dit het al in die evangelies na vore gekom. So hulle het ook die Joodse Raad beheer. Die Joodse Raad was 'n semi-autonome, semi-politieke mag wat die Joodse belange bestuur het. Die Romeine was algeheel in beheer, maar die Romeine was slim genoeg om te sê, hoor hierso, daar sekere sake wat ons nie meer wil bemoei nie, en dit is die administrasie van die tempel, wat 'n geweldige aantrekkingskrag was, en sekere kwessies onder julle Jode, ons wil nie ons daarmee bemoei nie, ons soek net ons belasting, en ons wil rus en vrede in die land hê. So die Romeine, van hulle kant gesien, was die Joodse Raad 'n nuttige instrument om die Jode te beheer in 'n groot deel van hulle godsdienstige sake te neem. Maar die Romeine het ook gesorg dat die regte mense daar is. Jy weet, mense wat die owerheid goedgesind is. Mense wat self voordeel trek daaruit. Daar was 'n spesiale groep mense wat in daai tyd ook op 'n stadium, lees ons in die evangelie, saam met die Sadduseërs en die Fariseërs, wat saam met hulle saamgesweer het om die Here Jesus Christus om die lewe te bring, en dit was die Herodiane. Nou die Herodiane het nie enige kontak eintlik of enige belang gehad by die Joodse geloof nie, maar hulle het weer deur Herodes en deur die Romeine of wie ook al, het hulle kom ons sê die broederbond of die vrymesselaar touwtjies getrek. Nie dat ek die broederbond in alle opsigte daardeur wil diskrediteer nie, maar hulle was meer vir hulle eie belang in die politiek betrokke. Maar die Sadduseërs tot 'n groot mate ook. En die hoëpriester en sy seun wat hier genoem word, of sy skoonseun, hulle het uit daardie party uitgekom. Die Fariseërs, skrifgeleerdes, was in die minderheid gewees. Ons is natuurlik baie krities altyd, wanneer ons na daai figure in die Bybel kyk, en ons baie krities teenoor die Fariseërs en so meer. Maar die Sadduseërs was net so
'n slegte spul as ons dit kon sê. En ons sien nou hoekom hulle ontevrede is dat hulle die volk leer. Hulle wil nie hê dat hulle met die volk leer nie. En hulle wil nie hê dat die opstanding uit die dode verkondig word nie, omdat dit in stryd was met wat die Sadduseërs geglo het. Dit was nie so 'n groot probleem vir die Fariseërs nie. En Paulus het later in die boek Handelinge het hy die Fariseërs en die Sadduseërs te mekaar afgespeel op daai punt. Maar hulle slaan die hande aan hulle, sit hulle in die gevangenis tot die volgende dag toe. En dan 'n tersydelikse opmerking vers 4, en van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal manne het omtrent 5000 geword. So die eerste dag was dit 3000 gewees, en nou het daar as dit ware 2000 bygekom op daai eerste getal wat ons gehad het. En wat interessant is hierso, is hierdie 2000 wat geglo het nie almal daai wonderwerk beleef of self gesien nie. Hulle het die woord gehoor en toe het hulle geglo. Nou ja, die volgende dag nou kom die ou owerstes en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Dis die Sanhedrin, die Joodse raad, dieselfde Joodse raad wat die Here Jesus Christus verdoem het en wat ook hom na die owerhede, na die Pilatus toe gevat, sodat Pilatus hom sou kruisig. En ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas. Nou interessant is Kajafas was die eintlike hoëpriester, want Annas het vroeër al sy hoofpriesterskap aan sy skoonseun oorgegee. Soos ek sê, hierdie was politieke aanstellings. Maar Annas was nog op die toneel. Jy weet, mens kry mos sulke mense wat sukkel om te abdikeer. Sukkel om die troon af te staan. Wat moeilik oorgee aan iemand anders, maar Annas was nog steeds die hoëpriester genoem, alhoewel Kajafas die een was wat nou eintlik volgens streng gesproke die hoëpriester was. So mens raak baie keer deur mekaar hierso. Hy kry selfs nog die titel van die hoëpriester in hierdie gedeelte. En Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was, ons is nie seker wie Johannes en Alexander was nie. Maar 'n aanduiding dat Lukas 'n presiese notaris was van dinge wat gebeur het. So hy noem hier twee name wat in die vergetelheid verlore geraak het. En toe hulle voortgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? En as hulle sou sê dat dit deur God is en dat Jesus God is, dan maak hulle self eintlik skuldig aan dieselfde misdaad wat Jesus Christus voor gekruisig is. Hy is gekruisig omdat hy verklaar het dat hy God is. En hulle lok nou vir Petrus en Johannes uit. Ons weet nie of die lamman ook daar by hulle gestaan het en of hy ook deel was van die arrestasie nie, want dit lyk op 'n stadium asof hy ook daar by staan. Maar hoe dit ook al sê, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? En nou antwoord Petrus, vervul met die Heilige Gees. Ons dink aan die woorde van die Here Jesus, waar hy in Lukas 12 hulle sê, wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges en voor die owerhede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig nie. Want, of wat julle sal sê nie, moenie julle ook daaroor bekommer nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. So hier kom die apostel Petrus voor hy kom vervuld voor
met die Heilige Gees in sy binneste. En hy sê, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en in die hele volk van Israel, dat dit deur die naam van Jesus Christus is, die Nasareëner wat julle gekruisig het. Natuurlik, hulle was, net soos Petrus dan met die uitstorting van die Heilige Gees, die blaam op die hele volk geplaas het, nou plaas hy die blaam op daardie owerhede van die volk. Julle het hom gekruisig. Dit was die Romeine wat dit gedoen het, maar julle het dit gedoen. Julle het julle het daai hele inisiatief geloods en julle het voorgeloop en julle het geëis dat hy gekruisig, en mens kan die lys opnoem van goed wat hulle gedoen het. So julle het hom gekruisig, maar hierdie man is genees deur die naam van die Here Jesus Christus. En dan, die tweede ding wat hy nou nie moes sê nie, is maar wat God uit die dode opgewek het. Dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. So daar het ons 'n aanduiding dat daai krepeel gebore man, dat hy daar langs hom was. Ja. En soos ek gesê het, veral die Fariseërs sou nie 'n probleem gehad het met die opstanding nie, alhoewel hulle saam skuldig was aan die dood, maar die Sadduseërs wou niks van die opstanding weet nie. En nou gaan die apostel Petrus terug na die Ou Testament. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. Dit is 'n aanhaling uit Psalm 118. Psalm 118 vers 22, maar dit word ook herhaal in Matteus 21, in 1 Petrus 2, ook in Romeine 9 word dit herhaal. So, ons Psalm 118, Dosius, pragtig, die steen waaraan die tempelbouers veragtelik het 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouers deur God as hoeksteen neergelê. En die werk van goddelike alvermoë is van God self geskied, deur wie die wonder oprys voor ons oë. Ons sien dit, maar deurgrond dit nie. Pragtig uit Dosius se beruiming van Psalm 118, en dit is wat Petrus hier aanhaal. Die idee is dat God 'n nuwe tempelgemeenskap tot stand bring, en ons het baie ander gedeeltes nou in die Nuwe Testament wat ons nou kan wys, maar dat die Here Jesus Christus die hoeksteen is van daardie tempelgemeenskap. En dit is iets wat ons nog vorentoe in die boek Handelinge gaan teekom, veral wanneer ons te doen kry met die toespraak van Stefanus voordat hulle hom gestenig het. En nou nog 'n radikaler stelling. Die een volg op die ander. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hierdie is een van die mees aanstootlike stellings vir die hedendaagse Christendom. Die een en natuurlik die ander een waar die Here Jesus Christus in Johannes 14 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. En dit is absoluut radikaal. Absoluut radikaal. Soos ek sê, daar's baie maniere waar daar omgegaan word met hierdie teks, en party probeer dit een kant toe skuif, party probeer sê, maar dit gaan nie oor gered nie, maar die woord gered kan ook beteken gesond word, en allerhande dinge wat hulle probeer, maar om hierdie woorde vandag voor te hou in 'n tydperk van algemene aanvaarding van alle godsdienste en alle gelowe, dit is 'n probleem. Dis 'n probleem, maar dis die radikale evangelie hier. Geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Ons word slegs gered deur die naam van die Here Jesus Christus aan te neem en dit te bely.
En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, dieselfde probleem wat hulle gehad het met die Here Jesus. Ons lees in Johannes 7, toe hy in die tempel was en hy het geleer, het die Jode hulle verwonder, hoe kom hy aan die geleerdheid terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? So, hier praat hierdie manne asof hulle rabbies is, asof hulle aan die voete van Gamaliel of een van die ander rabbies in die rabbieskole was. Hoe kry hulle dit reg? Nou weet ons al klaar, deel daarvan is dit wat ons in die begin van Handelinge 2 gelees het, waar die apostel Petrus sê, dit is die genade van die Heilige Gees wat nou op alle vlees uitgestort is en alle soorte mense gaan nou begin om die evangelie te verkondig. Apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs, want let op julle roeping broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. So, dit is die nuwe situasie. Hier is ongeleerde en eenvoudige manne. Die woord vir eenvoudig hier is 'n woord wat julle nogal sal herken. Dis die Griekse woord idiotes. Hierdie is eintlik idioot. Dis eintlik palukas. Ons sal nou sê in 'n beter woord sal ons sê, dis leuke wat voor hier staan, maar die Griekse woord is idiotes. So dis hoe kan hierdie ouens, hoe kan hulle met soveel vrymoedigheid plaas? Maar hulle het hulle as die metgeselle van Jesus erken en hulle sien ook hierdie man en nou kom hierdie Joodse raad, hulle laat buite toe gaan en met mekaar beraadslag. So, ek dink ons sal volgende keer sal ons 'n bietjie verder op hierdie gedeeltes ingaan en wat daartoe gesê is. Is daar enige vrae? 2 minute te kom.